hulle tot kotsbakke gehad, daar is die ander woord om te sê nie, in Kimberley het ek het gesien, daar hou hulle vir elkeen, en dan kots hulle in die bakke, sê hulle is die Heilige Gees. Dis 'n blasphemy. Dit is Christenmoetie, ek noem het maar so. Pas op vir nagebootste herlewing. Satan weet, hy moet ook valse herlewing skep. En 'n valse herlewing, wat hy moet skep, is, 'n klomp mense moet op hulle rug lê, en hulle moet hulle halfvrek lag in 'n kerk, vir 3 ure. Hoor gou, ek is nie teen joy nie. Jy moet my mooi hoor. Ek glo, daar kan gelag word en gejoy gewees. Maar ek glo ook, dat baie wat lag is 'n demoon wat lag, en hy weet die pastoor kan hom nie uitdryf, hulle is onkundig. En dis 'n klomp demone wat lê en lag vir die mense, en hulle dink hulle het herlewing. Soos hulle vroeër gehad het, 'n labor spirit, en toe dink almal is herlewing. Lê op die vloer, en almal kraam. En dan die volgende oomblik, lê almal vir 'n halfuur, in 'n fetusposisie, en almal kraam in die kerk, mans en vrouens. Daar was so beweging 'n tyd, en hulle kraam hulle lees wat Paulus gesê het, ek is in barensnood oor julle. Paulus het bedoel, hy bid ure, hy bid dae, hy bid weke, en dan, in daai intensheid, is ek in barensnood. Nou kom hier 'n klompie Christene, wat nou net sy sigaret buitekant doodgetrap het, of hy het nou net geskinder van die een, en skielik wil hy so skits koffie, ook die barensnood ervaar, en die demoon vang hulle met 'n lekker triek, en hy gee vir hulle 'n barensnood verhaal vir in die kerk. Net soos die goue tange, wat gekom het, en almal het gedink is herlewing. En toe raak die tande vrot daarna. Hoekom is daar nie toe berig oor dit nie? En die goud wat gesif het uit die dakke uit. Ek wil nou nie vandag oor dit preek nie. Dit is Christenmoetie, ek noem het maar so. Pas op vir nagebootste herlewing. Maar hier is 'n geweldige groot herlewing op pad. Ek beskou dat hy nou in die gang is. As 'n president van 'n land kom, en hy stop woke, en hy stop LGTB, van een van die grootste, magtigste lande, die Amerika, dan sê ek vir jou, dan is daar mos herlewing. As daarna Elon Musk, wat ek weet nie of hy nog God dien of nie, op die terrein verskyn en hy sê, ek gee julle pak, Netflix en almal wat woke op het. En in een dag verloor hulle 25 biljoen rand. Of hy's in God se werktuig. Of hy gered is of nie, ek is nie daaroor geplan nou nie. Ja, ek is geplan dat hy gered word. Dan is daar mos herlewing. As Zuckerberg opkom, wat totaal van die pad af is, ek weet nie hoe sy hart met Jesus is, dit kan ek niks sê nie, en ek gaan nie uitsprake maak. En hy sê, hierdie emojis gaan julle nie meer gebruik, en hierdie goed, wat LGTB is nie. Dan is daar mos herlewing. Wie in hulle leeftyd het gedink, dat so iets skielik gaan op ons neerkom? As Charlie Kirk geskiet word, en daarna barsklomp goed uit, dis herlewing. Herlewing kom nie met jou gelaggery en gemorsery, hulle tot kotsbakke gehad, daar is die ander woord om te sê nie, in Kimberley het ek het gesien, daar hou hulle vir elkeen, en dan kots hulle in die bakke, sê hulle is die Heilige Gees. Dis 'n blasphemy. Dit is totaal om teen die Heilige Gees so te praat. Hierdie goed, hulle het hulle self nat gepie voor in die kerk, dan sê hulle stroop hulle van alle waardigheid. Dit kom nie van God nie, dis valse herlewings. Hierdie goed was ek by. So ek praat nie wat ek net sien nie. Hulle het geklim op stoele, dan kraai hulle in Bloemfontein in 3 rigtings. Dis verloning. Terwyl Hoesjeban is, klim almal op die stoele, sit soos 'n hoender. Hulle doen dit toe hier aan die ander kant ook. En ek gaan doen 'n kursus vir hulle by daai kerk, hier op Katoe. En ek klim af. En ek sê, ek het my mieliepitte vergeet. Hulle vra, hoekom? Ek sê, want julle is 'n verdomde klomp hoenders. Ek moet julle voed met mielies, en nie met God se woord nie. Nou ja, dadelik is die kerk se deure vir jou toe. Waar is julle? Julle volg my. Waar is julle vandag? Waar is julle herlewing? Waar is julle hoenderkraaie? Waar is julle goue tande? Waar is al daai gemors? Hy demone kruip nog steeds weg. Herlewing is iets.
as 'n godsman soos Paulus en Petrus en Jesus, God se seun wat loop en 'n duiwel uitdryf. Herlewing is waar jy bid vir siekes. Kom ons praat gou oor 'n kerkprogram, want almal etek, hierdie kant etek die ou se koffiekroeg by die kerk, en etek 'n mega church, en die ander sê weer, ons wil nie so gekrapeer soos julle lykie. Hoor gou hierso, dat ek vandag vir jou sê, daar's niks fout om 'n mooi koffieshop te hê by 'n kerkie. Daar's niks fout om 'n mega church te hê nie. 'n Ou wat 11 mense bly en hy bly in 'n stad, en hy bly 11 mense en dan 12 en dan weer 9, dan weer 11 vir 10 jaar. Jy's lui. En dan kort iets met jou gebedslewe. Gewoonlik sê hulle, kyk ek het ook daar gepreek, vra vir Stella, maar ons het daarom vermeerder, en sê ek, al sit net ek 'n Stella hier, maar ons sal die waarheid preek. Partykeer is 'n ou onnosel hoe jy preek. Partykeer is jy onnosel. Deesdae preek ek, al sit net ek en Elon Musk in hierdie kerk, maar net ons twee, maar dat is, okay, net 'n grappie hoor gou mooi. So ek wil vandag vir jou sê, kry die kerk mooi. Dis niks fout om mooi tapuite te hê nie. Ons kan net hê ons het stof. Daar's niks fout om jou mooi blomme in 'n plek te hê nie. Daar's niks fout om mooi te lyk God se plekkie. As die wêreld kan mooi lyk, hoekom kan God se plekkie mooi lyk nie? As die wêreld kan vinnig by 'n plek kom by sy meetings met 'n vliegtuig, hoekom kan God se pastore nie met 'n vliegtuig ry nie? Wie is jy om te sê, dis nou verkeerd vir 'n pastoor om 'n vliegtuig te hê? Waaroor? Ek sal alle resources wat my God my gee gebruik. As hy sê, jy werk in die Kalahari met 'n donkiekar, dan is ek tevrede. Maar as God sê, rooi strous, dis tyd vir 'n straler of 'n wat se ding, ek weet nie wat, dan gebruik ek hom. Nou nie Jaco en Andres. So, laat ek net vir julle vertel, die nuwe mense weet nie. Maar Jaco wat hier kom, koop vir hom. Nou dadelik as jy hoor, jy koop vir jou 'n microlight vir R10,000. Moet jy klaar weet, hy kort 'n paar vangproppe of iets. Ek bedoel R10,000. Hulle koop hom en op 'n Saterdag hoor ek ander sê, maar hy gaan bietjie af na Jaco toe. Hulle gaan hom 'n bietjie toets, maar hulle gaan laag oor die aarde ry, oplig ry. My woorde aan Andres was, kom hier, as skiet ek jou so met klaar vir ek. Wat wil ek nou net nog hoor, jy is dood. En hulle het hom toe Johan de Beer sê, dis nou 'n wonderlike waai. Toe ons start is dit net splinters. Jy moet brille op. Kers, dis net 'n grappie van julle. Maar ons is baie keer so. Ons wil tog nie wat God kan bied nie. Hierdie groot God kan baie goed bied, maar jene, ek is 'n sendeling. Ek moet elke dag met stikkende wiele ry. Strooi man. Ek sê nie jy moet 'n biljoenêr wees nie. As God dit ook wil doen, dan doen hy dit met jou. As jy dit kan reg hanteer. Want daar's party wat net nog verder gaan lei wees. As God 'n bietjie geld vir hulle gee, dan is hulle al klaar weg uit die sendingveld uit. Nou hoe gaan hulle nie uit die sendingveld uit wees as hulle baie het nie? Here, u kan my vertrou. Ou Louis Malherbe, ek was net bekeer toe sien ek sy goed, het altyd gepreek, daai jare het hulle gesê, as jy R1 miljoen het jy sukses bereik. Dis 33 jaar terug. Toe was R1 miljoen sukses. Hy sê, dis die grootste leuen wat die duiwel nog vir mense vertel het. Maar, kom ons praat 'n bietjie oor vure. God wil hê ek en jy moet 'n vuur wees. En as ek so sit en ek is bedruk, dan is ek 'n dooie charcoal wat net rook. Ek is eers net gevrekkie, ek is heel dood. En dan, hy smeel so. En 'n charcoal wat smeel kan nogal nie lekker ruikie. Is jy vanoggend 'n vuur van God of nie? En ek wil vandag vir julle sê, een woord kan 'n vuur veroorsaak. Hoor jy my? Hoor jy wat ek sê? Een skrits, soos 'n vuurhoutjie, kan veroorsaak erlewing. Jy kan loop en met jou negatiewe mond vir Satan werk. Vra jou studente, as een oortree sal ek hom uittrap. Maar almal kry 'n goeie woord. En so kry hulle dit van Wally, van Stefan, van almal wat verby hulle loop.
En ek sê vir die personeel weer, en julle doen dit. Gee 'n goeie woord. Een scratch. Een vierhoekie woord wat jy gee, is net daai woord. Wie sê nie Esee is hierdie volgende Reinhard Bonker?